onfeilbare woord van Here saam met my oop te maak en wel by Jeremia hoofstuk 17. Jeremia die 17de hoofstuk. Ons gaan daar vanaf die eerste vers met mekaar dan saam lees. Jeremia hoofstuk 17. Jeremia die 17de hoofstuk. Terwyl ons die woord van die Here so voor ons oop het, kom ons maak net ons harte voor die Here stil. Hemelse Vader, ons het aan die einde van 'n jaar amper gekom. Laaste Sondag van hierdie jaar, maar dankie dat dit nie die laaste geleentheid is wat U met ons wil kom praat nie. Dat dit nie die laaste geleentheid is waar ons U woord kan oopmaak en daaruit lees nie. Dankie vir die lewende woord, die krag van U woord, die autoriteit wat ons in U woord vind. As U dan ook vir ons leer, dat U woord is soos 'n hamer, dit vermorsel en verbruisel daardie harde hart, want U sê ook vir ons dat U daardie kliphart sal uithaal en 'n hart van vlees daar plaas. U woord is soos 'n spieël en Here, mag ons vanoggend ook U woord onsself in daardie spieël van U woord ook sien, soos dat U ook vir ons dit kom openbaar. Dat ons gewillig sal wees om maar diep in daardie spieël te kyk, naby te staan en dat ons lewe ook daarin geopenbaar kan word. Here, dankie dat U woord lewend en kragtig is en skerper as enige tweesnydende swaard. U woord wat soos 'n swaard is in ons harte insny en daardie skeiding wil maak tussen lig en duisternis, tussen siel en gees, tussen gewrig en murg. Here, U woord wat 'n beoordelaar is van ons harte, wat die oorlegging van ons harte ken. Here, daarom bid ons dat U woord vanoggend maar net weer opnuut en vars na ons toe sal kom. Here, dat U woord ons weer opgewonde sal maak, en soos ons dit net nou ook gesing het, Here, daardie ou sonnaskoolletjie, dat daar in die woord gedel word, gretig gesoek. O Here, dat ons gretig sal wees om in die woord te delf, dat ons U woord sal ondersoek, dat ons die dieptes van U woord mag leer ken. Dankie Here vir die woord wat U ook vanoggend vir ons wil kom gee, terwyl dit 'n woord van bemoediging is, 'n woord wat vir ons wil optel en 'n woord wat vir ons hoop gee, ook vir die toekoms en die toekomstige dinge wat vir ons wag, dat U ook daarin verheerlik sal word. Ons bid Here vir reën op plekke, ons hoor daarso in die Weskus en dele van die Oos-Kaap wat nog baie droog is, dat U genade sal skenk ook vir hulle, dat U die sluise van die hemel vir hulle sal ooptrek. Ons wil U dank vir daardie plekke waar daar goeie reëns geval het, en Here, dat ook boere die guns daarvan kon geniet het. Dankie dat U voorsiening ook daarin maak, maar Here, ook waar U ook met mense praat deur die vloede en die dinge wat daar besig is om te gebeur, in daardie omstandighede, dat hulle oë sal ophef na U, en dat hulle genade in die oë sal vind. Here, kom U en seën vir ons ook in ons eie omgewing met reën, en verheerlik U self ook daarin. Ons het dit ook nodig, en ons weet, Here, U ken elke behoefte en elke nood. Dis U wat sê dat U die ene is wat die vroeë reëns, die stortreëns en die laatreëns gee. Mag U ook verheerlik word daarin en U naam ook geëer word in dit alles. Dankie Here dat ons ook kan kom bid, dat U nou sal kom en ons harte kom stil maak. Hulle wat siek is, raak vir hulle aan, genees vir hulle, rig vir hulle op, maar Here, ons wil daarmee saam ook bid. Laat U wil geskied. Leer vir ons U wil, Heer, sodat ons ook reg kan bid vir mense. Maak ons harte stil, verheerlik U self ook in hierdie erediens,
En Here, ons sal versigtig wees om U die eer te gee. Amen. Jeremia hoofstuk 17, ons lees daar vanaf die eerste vers. Die sonde van Juda is geskrywe met 'n ystergriffel, met 'n diamantpunt. Dit is gegrif op die tafel van hulle hart en op die horings van julle altare. Telkens as hulle kinders aan hulle altare dink en aan hulle heilige boomstamme by die groen bome op die hoë hemels. My berg is in die veld, jou rykdom, al jou skatte sal ek as buit gee saam met jou hoogtes, weens die sonde in jou hele grondgebied. En jy sal uitval en dit deur jouself, uit jou erfenis wat ek jou gegee het, en ek sal jou vyande laat dien in die land wat jy nie ken nie. Want julle het 'n vuur aangesteek in my toren, tot in ewigheid sal dit brand. So sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou, en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die waters geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en die vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hou nie op om vrugte te dra nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ek, die Here deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handelinge. 'n Voël wat eiers uitbroei sonder dat hy dit gelê het, is hy wat rykdom verwerf, maar nie eerlik nie. In die helfte van sy dae moet hy dit laat agterbly, en in sy einde sal hy 'n dwaas wees. 'n Toren van heerlikheid, verhewe van die begin af, is die plek van ons heiligdom, verskoon troon. O Here, verwagting van Israel, almal wat U verlaat, sal beskaam staan. Wie van my afwyk sal op die aarde geskry word, want hulle het die Here, die fontein van die lewende water verlaat. Maak my gesond, Here, dat ek gesond word. Verlos my, dan sal ek verlos word, want U is my lof. Daar sê hulle vir my, waar is die woord van die Here? Laat dit tog kom. Wat my aangaan, ek het my nie onttrek om U as herder te volg nie. En die ongelukkige dag het ek nie begeer nie. U weet dit. Wat uit my lippe uitgegaan het, was voor U aangesig. Wees my nie tot 'n verskrikking nie. U is my toevlug in die dag van onheil. Laat my vervolgers beskaam staan, maar laat my nie beskaam staan nie. Laat hulle verskrik wees, maar laat my nie verskrik wees nie. Bring oor hulle die dag van onheil en verbreek hulle met 'n dubbele verbreeking. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. In hierdie hele gedeelte is daar 'n beskrywing waar die Here dan ook Juda se lot aan hulle kom uitwys. Daar is vervolging op pad. God het hulle gewaarsku telkens en hulle wou nie daarna luister nie. Daarom het hy sê dat sy toorn vir ewig deur hulle ontvlam is. Dat daar die vuur aangesteek is deur hulle sonde en hulle ongeregtighede. Dat hierdie Juda, hierdie volk van God, op daardie punt is dat hulle ook in vervolging sal gaan. Die suidelike deel alreeds in vervolging. En nou kom die Here en hy praat met Juda. En hy sê ook vir hulle in 'n waarskuwing, julle suster wat alreeds in ballingskap is, dat julle na haar moes gekyk het, dat julle moes geluister het, dat julle oorgegee het, maar julle wou nie daarna luister nie. En daarom sal hierdie onheil dan ook oor julle pad kom. Daarom ook hierdie teks van oordenking. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is.
ten spyte van daardie omstandighede waarin hulle geplaas sou word. Soos hier die laaste paar verse, hier in Jeremia hoofstuk 17 wat ons saam gelees het. Here, dat daardie mag verbreek sal word, en ons weet, die Here het ook beloof, dat hulle sal terugkom na Jerusalem toe, dat daar uitkoms vir hulle sal wees, maar daar moet eers 'n tydperk van 70 jaar voorloop, voordat daardie hulp vir hulle dan ook sal kom. Maar hy roep tot die Here om daardie hulp, en hy vra dat die Here genadig sal wees en hulp sal gee in daardie omstandighede. Gelukkig is die man wat in daardie omstandighede, in daardie moeilike omstandighede, in daardie benoudheid, in daardie vervolging, onder daardie juk van slawerny, op die Here vertrou. En mag die Here ook hierdie gedagte in ons harte kom seën vanoggend. Gelukkig is die man wat op hom vertrou. Wat is die resultaat van daardie persoon wat op die Here vertrou? Ons lees dit dan ook in vers 8, as hy dan ook sê, want hy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is. Dink maar aan daardie ou wilge. Hier in die winter dan val daardie blare af, maar laat daardie somer kom, goed geanker daar by die water, is een van die eerste bome wat sy blare dan ook uitspruit, en daardie groen blare wat getuig dat daar nuwe lewe is wat hier dan ook begin. Hy sal sy wortels uitskiet by die stroom, vasgeanker in daardie stroom. Daardie stroom voed vir hom, net soos wat die Here Jesus ons anker wil wees, en ook vir ons wil kom voed as hy praat van die wingerdstok. Hy sê dat hy nie sal vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie. In daardie benoudheid, in daardie omstandighede, bly hy vertrou, en hy sal nie ophou om vrug te dra nie. Hierdie volk, sommige nog op pad in ballingskap, kom hier 'n boodskap van hoop ten spyte van die toekoms wat duister lê. God stuur dan die boodskapper aan die volk, dat hulle op hom moet vertrou, dat hulle nie op mense moet vertrou, nie op die Egiptenare, dat hulle af moet gaan daar na Egipte toe nie. Ons weet dat hulle later vir Jeremia saamgevat het en afgetrek het daar na Egipte toe. Maar nee, ons vertrou op die Here, ons vertrou nie op mense nie. Al lyk die prentjie hoe duister, al lyk dit of daar swaarigheid is, dat daar geen hoop is nie, maar daar miskien verwarring gebring is, waar God nou nodig is, kom baie mense en hulle roep hierdie woorde uit, waar is God as ek hom nodig het? In daardie benoudheid, in daardie nood. En hierdie volk word gesê, julle sal in die verdrukking ingaan, maar bly vertrou. Bly vertrou ten spyte van, moenie op mense vertrou nie, want by mense is daar leegheid, dit bring teleurstelling, daar's 'n kaalte en 'n leemte in my lewe, as ek op mense vertrou, as die Here dan ook sê, hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land. Dan ry jy hierso vanaf, en jy ry daar deur die Karoo, daai gedeeltes waar dit lyk asof daar net klippe geplant is, en is droog, en jy sê, maar hoe oorleef hierdie bokke en skape in hierdie omstandighede? Daai ou springbok wat daar op daardie vlaktes wy, en jy wonder, waar kry hy kos vandaan? Die Here sê, julle sal so 'n kalte bewoon, as julle nie op hom vertrou nie. Baie persone in die Bybel wat deur moeilike omstandighede gegaan het, maar steeds op die Here vertrou het, dan dink ons aan die man Job, wat in baie moeilike omstandighede geplaas is, en een dag verloor hy alles. Sy landgoed, sy diere, sy kinders, sy vrou, wat vir hom sê, vloek God en sterwe. En hy sê vir haar, soos 'n dwaas praat jy. By dit alles het Job nie gesondig nie. Steeds sy vertroue in God geplaas, ten spyte van die omstandighede. Gideon, 'n man wat
'n leermag daar by mekaar gemaak het om teen die Midianiete te gaan veg. En die Here sê vir hom, nee, Gideon, laat die oorwinning myne wees, vat net 300 man. Om God te vertrou teen 'n oormag van 135.000 Midianiete, en jy het net 300 man. Dit is om op die Here te vertrou. Waar Dawid ook sê, ek loop 'n bende storm met my God. Hoekom? Sy vertroue is in God. Rut wat haar vertroue in Boas geplaas het as losser, so kan ons ook ons vertroue in die Here Jesus Christus plaas. Sy het haar man, het sy aan die dood afgestaan. Sy is weg van haar familie af, slegs haar skoonma oor, en sy kon hierdie woorde dan ook sê, moenie by my aandring dat ek u moet om agter u om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef. Sy sê hierdie woorde, u volk is my volk, en u God is my God. Dis om op die Here te vertrou. In daardie omstandighede, wanneer jy niks het nie. In vandag se terme, as ek iemand kon vergelyk met hierdie omstandighede, dan dink ek aan Hortie Spafford. Hortie Spafford wat sy ou seentjie, ek dink hy was 6 jaar of so oud gewees, aan die dood moes afgegee het. Nie lank daarna nie verloor hy al sy landgoed in die Kaliforniese brande. Sy 4 dogters en sy vrou gaan so lank oor Europa toe om in hulle vakansietyd by D.L. Moody se konferensie te wees. Hy moes agterbly weens werksomstandighede en sou eers 'n week later sou hy soontoe gegaan het. En op daardie plek waar daardie skip gesink het, sy 4 dogters gesterf het, net sy vrou oorgebly het, kon hy hierdie kosbare lied gesing het, dit is wel met my siel. Kan u dit regtig vanoggend sê, dat dit wel is met u siel, omdat u op God vertrou? U volkome vertroue in God plaas? George Miller, daardie man wat dan daardie huis vir weeskinders gehad het, in sy mees pynvolle tyd in sy lewe, skryf hierdie man John Piper in sy boek The Pleasures of God, en hy getuig aangaande George Miller oor hierdie saak, wat sy vrou op 6 Februarie 1870 dan ook verloor het. 39 jaar getroud, hy 64 jaar oud. En kort na sy dood het hy dan ook 'n preek gelewer met die woorde, die begrafnispreek, wat hy dan ook gegee het. Sy teks, Psalm 119 vers 68. U is goed en doen goed. Sy vrou het afgegee, maar God is vir hom goed, want hy weet wie is God, op wie hy kan vertrou. In daardie omstandighede, sy 3 punte, God is goed, hy het haar vir my gegee. God is goed en so goed om haar so lank vir my te gee. God is goed en doen so goed deur haar van my weg te neem. Op die 3de punt het hy aangehaal hoe hy vir haar gebid het tydens haar siekte. En hy het 'n hele gebed daar gebid, waar hy op die ou einde gesê het, I trust in the Lord. Ek vertrou op die Here. Dit wat hy gedoen het, maak hy nie foute nie. Ons moet leer om op God te vertrou, selfs in tye van benoudheid, in tye van druk, wanneer ons hulp tot God moet wend. Dit is wonderlik wanneer 'n mens gaan kyk na die woord vertroue en 7 gedagtes wat ek vanoggend net vlugtig met u wil deel, oor wat hierdie woordjie vertroue dan ook in die Hebreëus in elke vorm vir ons wil kom sê. In die eerste plek, daardie woordjie van vertroue, hak hy vanoggend vas, is die woordjie sekuriteit. Daardie woordjie sekuriteit beteken,
'n vashou aan iets of iemand deur vas te klou of te vertrou. Ek dink maar aan daardie man wat daar so besig is om te verdrink. En daardie lewensredder kom na hom toe en hy gooi daardie lewensboei uit. Wat doen daardie persoon? Hy gaan en hy klou krampagtig aan dit vas, want dit bied vir hom die sekerheid en die sekuriteit dat wanneer ek aan hierdie ding vashou, so lank as wat ek daaraan vashou, is daar vir my hoop, is daar vir my redding, is daar vir my verlossing. En dis die gedagte van die woord vertrou, is om vas te gryp aan God, om te vertrou dat hy my sekuriteit wil wees in hierdie omstandighede. Daarom wat hy ook uitroep in Jeremia 17 vers 14, maak my gesond, dan sal ek gesond word, verlos my, dan sal ek verlos word. Daardie sekuriteit om aan God vas te hou, vir hierdie verlossing en genesing, van sy hart en sy lewe. Dit gaan oor hierdie hart wat verander moet word. Israel se ware sekuriteit het hulle verlaat, hulle het God verlaat. Maar God kom en hy gee vir hulle belofte, daar sal uitkoms wees, om aan hierdie woord van God krampagtig vas te hou, ten spyte daarvan, dat ek in vervolging sal gaan, dat ek in ballingskap sal gaan, dat ek miskien soos 'n slaaf sal moet gaan werk, miskien in ons eie land, wat ons dit ervaar, dat ons onder hierdie druk verkeer, en nog steeds kan ons op God vertrou, ten spyte van. Jesaja 30 vers 15, want so sê die Here, Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag. Ten spyte van daardie vervolging, hierdie mense wat in daardie omstandighede is, wat sê die Here vir hulle? In terugkeer en rus lê julle verlossing, in stil wees en vertroue. Ons moet ook weet, dat hierdie omstandighede waarin hierdie volk beland het, is as gevolg van hulle eie toedoen, nie God se toedoen nie. Hulle eie toedoen omdat hulle ongehoorsaam is. Is dit nie baie keer dat ons in omstandighede beland, oor ons eie toedoen, oor ons eie besluite, wat ons geneem het, verkeerde besluite en keuses wat ons gemaak het. Maar weet een ding, daar is 'n woord van God op wat ons kan vertrou en op wie ons kan vertrou. Wat vir ons daardie sekuriteit kan gee, dat ons krampagtig aan hom kan vashou. Wat vir ons ware sekuriteit bied. En die enigste ware sekuriteit wat ons het om hemel toe te gaan is wedergeboorte. Om gered te wees. Om ons van ons verkeerde weë af te bekeer na God toe te draai, sodat hy ons kan kom wederbaar en 'n nuwe lewe kan gee. Dit bied vir ons die sekuriteit, soos Johannes 3 vers 3 sê. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Wat gee vir my die sekuriteit, dat ek die ewige lewe mag beerwe? Dat ek Jesus Christus as verlosser en saligmaker aanneem. Dat ek uit God gebore word. 'n werk wat deur God gedoen word in my hart en my lewe. En dan as kind van die Here, Johannes 15 vers 4 en 5, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wingerdstok bly nie. So julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Dink maar aan hierdie woorde. Wanneer ons geanker is in Christus Jesus, dan moet daar geestelike groei plaasvind. As daar nie geestelike groei plaasvind, dan is daar fout met daardie loot. En ons moet dit ondersoek. Het ons nog daardie ware sekuriteit dat ons in Christus geanker is? Want daardie loot wat in Christus geanker is,
het daar die sekuriteit, bly in my en ek in julle. En wat sê hy? Dan sal jy vrug dra. Die sekuriteit daarvan, om in Christus te bly, daar die versekering van my redding. Liewe toehoorder, het jy die getuienis daarvan? Want die Here het ook vir Samuel gesê, toe hy sê, dit is nie reg in die oë van God, dit wat julle doen nie, toe hulle ander koning gesoek het. Wie is koning van ons lewe vandag? Wie beheer ons lewe? Wie is in bestuur van ons lewe? Hou ons aan die koning van die konings vas, of is dit miskien soos wat 1 Samuel 8 vers 7 tot 9 sê, toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om die koning oor hulle te wees, soos al die werk wat hulle gedoen het, van die dag af dat ek hulle uit Egipte land laat optrek het tot vandag toe, dat hulle my verlaat en ander gode gedien het, so doen hulle ook met jou. Luister dan na hulle, jy moet hulle net ernstig waarsku, en hulle die reg van koning meedeel, wat oor hulle sal regeer. Wie regeer oor u lewe? Het jy al God vertrou om koning van u lewe te wees, heerser van u lewe, dat hy in beheer van u lewe sal wees? Maar die volgende woord, wat gebruik word in die Hebreëus is om vas te hou. En hierdie vashou is daar die gedagte van vertroue, selfvertroue en veiligheid. Soos Psalm 139 vers 10 ook sê, ook daar sou u hand my lei, u regterhand my vashou. God wat my vashou in daardie omstandighede. En moet ons ook weet, dat het God is wat sy reddende regterhand uitsteek na my toe. Ek moet daar die hand van God vashou, ek kan nie laat los nie. Jesaja 41 vers 13, want ek die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Dis God wat ons in ons omstandighede wil kom help, maar ons moet ons hand uitsteek. Here help my, Here red my, dat ons aan hom sal vashou. Nie aan hierdie dinge van hierdie wêreld nie, nie aan die rykdomme van hierdie wêreld nie, nie aan die dinge wat hierdie wêreld vir ons bied nie, want ons is maar tydelik van aard en ons het 'n tydelike tentwoning, dat ons aan God sal vashou. Dink maar aan Paulus. Hy het vasgehou aan die woord van God. Toe daar die skip besig is om te sink, hy as gevangene, hy kom gee vir die Romeinse soldate opdrag. Waar sou hulle na hom luister? Ek het mos vir julle gesê, as julle na my geluister het, sou ons die skipbreek gelei het nie. Maar daar was 'n engel van die Here in die nag by my. En hy het vir my gesê, ons sal nie vergaan nie. Net soos hierdie hoop wat hierdie volk dan kry in Jeremia hoofstuk 17. Hulle moet op God vertrou, ten spyte van hulle omstandighede, dat God vir hulle wil deurdra, soos hy daar in Handelinge 27 vers 21 en tot verder dan sê, en nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, manne, julle moes na my geluister het, nie van Kreta afgevaar het, afgevaar het nie, en julle so hierdie ramp en skade bespaar het. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou. Hoor hier, in daardie omstandighede, skip is besig om te sink, dink hulle gaan vergaan, hou moed, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip, want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van God, aan wie ek behoort, wat ek ook dien, en hy het gesê, die woord van die Here, dat ons daaraan sal vashou, dat ons daarna sal gryp, dat ons sal vashou aan die woord van die Here, soos wat Paulus op die woord van die Here vertrou het, want in hierdie woord is daar vir ons hoop, wanneer ons daaraan vashou, en nie twyfelagtig raak nie, al lyk die omstandighede nie gunstig nie.
Maar die volgende woord wat hy dan ook gebruik is die woord veiligheid. Daar by God sal ek veilig wees. Is dit nie waarvan Dawid getuig, hierdie veiligheid wat God vir hom bied nie? Telkens lees ons dat hy dan sê dat hy na daardie rots van veiligheid toe vlug. Psalm 31 vers 21, U verberg hulle in die skuilplek van U aangesig vir die sameswering van die mens. U steek hulle weg in die hut vir die twis van die tong. God oorskadu sy kinders. Hy bewaar hulle. Psalm 32 vers 7. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesang en bevryding. Is dit nie wat Paulus en Silas daar in die tronke ervaar het, toe hulle lofliedere gesing het en tot God gebid het nie? In hulle omstandighede, glad nie gunstig vir die mens nie, was daar 'n vertroue in God. En daardie veilige vesting wat hulle in hom kon vind. Psalm 61 vers 5. Ek wil in U tent vertoef vir ewig, in die teenwoordigheid van God, in die skuilplek van U vleuels my verberg. Is soos daardie getuienis van Jesus toe hy daar op die Olyfberg staan en hy kyk uit oor Jerusalem en hy roep uit: Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die wat na jou gestuur is stenig. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke, maar julle wou nie. Daar word 'n verhaal vertel van 'n boer wat 'n verskriklike brand op sy plaas gehad het. En hy loop na daardie brand op daardie werf om maar te sien wat het oorgebly. En daar so 'n bol ding wat daar so lê en hy skop daardie bol. En die volgende oomblik wat daar onder uitkom, is 'n klomp kuikentjies. Daai moeder het haar lewe gegee om daardie kuikens te beskerm. Jerusalem, Jerusalem. Kan ons dit uitroep, goudveld, goudveld? Hoe dikwels wou ek jou bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens om jou te beskerm, jou te bewaar, vir jou veiligheid te gee? Dis elkeen se keuse of ek onder daardie vleuels gaan ingaan. By God is daardie plek van beskerming onder sy vleuels. Psalm 91 vers 1, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Daai veilige vesting. Maar ook die gedagte van die vertroue, om aan iemand of iets vas te klou vir ondersteuning of sekuriteit. Kan ek 'n voorbeeld gebruik? Wanneer daar iemand is wat miskien 'n been het, wat mank is, het jy daar die ondersteuning van 'n kierie nodig, né? Dis wat God wil wees. Hy wil daar die ondersteuning vir u en vir my wees, in my omstandighede, in my druk, in my nood. Daar die gedagte van, om daaraan vas te klou vir sekuriteit, soos wat daar die tentpenne in daar die grond ingeslaan is. Ons het dit nou onlangs ook beleef, wanneer daar die winde kom, en daar die gazebo se tentpenne vasgeslaan is, dan kan daar die wind maar kom, hy kan hom rondruk, maar hy sal vasgeanker bly. Net so met ons tentpenne veilig in God vasgeslaan is, sodat hy vir ons daar die veiligheid ook kan bied, dat hy daar die ondersteuning vir ons kan bied. Soos wat daar die grond, daar die tentpent anker, so wil die Here vir ons anker, en dat daar die ondersteuning vir u en vir my bied. Het ons al daar die ondersteuning van God, op wie ons swaar kan leun in ons moeilike omstandighede? Maar dit bring my ook by die 5de gedagte, naamlik selfvertroue. Hierdie selfvertroue is nie daai dat ek nou selfvoldaan is nie, nê.
Maar daardie selfvertroue, soos die Engelse dit ook sê, confidence, dat ek vrymoedigheid het. En dit op grond van die bloed van die Here Jesus Christus, as die Here sê dat ons nie op mense moet vertrou nie, want vervloek is die man wat op die mens vertrou, wie dan ook vlees sy arm maak. Maar, wanneer ek vrymoedigheid het om na God toe te gaan, en my saak voor God te kan stel, so Spreuke 3 vers 5 ook sê, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insigte nie. Moenie staat maak op jou eie nie. Moenie staat maak op daardie dinge wat jy hier op die aarde het nie, maar vertrou op die Here met jou hele hart. Daar moet nie twyfel in my hart wees nie. Daar moet nie 'n sweempie van enige twyfel in daardie hart wees nie. Want God is daardie ene wat hierdie belangrike voorskrif dan ook gee. Vertrou op die Here met jou hele hart. Hoekom? Want God is die fontein van alle goed. Hy is daardie ene wat daardie intelligente wese afhanklik van homself gemaak het. Daarom het hy sê vertrou op die Here. Ons het die nodige verstand gekry dat ons op God kan vertrou in ons omstandighede. Hy vereis dat hulle bewus is van daardie afhanklikheid van God. Dit maak my dat ek afhanklik van God begin lewe. Hy het beloof om te kommunikeer wat nodig is. Is dit nie hy wat vir ons sê, ek weet wat julle nodig het nie? Om God daarvoor te vertrou. Kan ek getuig uit monde van ander persone en dinge wat ons maar self ervaar het? Wanneer jy selfs daarso by 'n opleidingsentrum is, en jy moet die Here vertrou vir 'n buisie tandepaste of vir 'n tandeborsel, wat vir baie mense sommer 'n tweede natuur is, ons stap in, ons haal dit van die rak af en ons gebruik dit. Jy moet die Here vertrou vir 'n sent of 2 om daardie produk te gaan koop. Om werklik in afhanklikheid van God te wees en my vertroue in hom te stel. Wanneer jy daar in jou binnekamer is, wanneer ander mense nie weet wat om jou aangaan nie, wanneer jy nie gaan skimp oor wat jou behoeftes is nie, maar jy gaan lê dit voor God. Weet ons, wat is dit werklik om op God te vertrou? Om sonder twyfel, vrees en wantroue dit te doen, met daardie hele hart, daardie vrymoedigheid wanneer my lewe skoon is, om in die teenwoordigheid van God te gaan staan, soos Hebreërs 4 vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Dis om op die Here te vertrou. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus Christus, nie op my eie vertroue nie, maar op die bloed wat my skoon gewas het. Werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg van julle af nie. Wanneer ek daardie vrymoedigheid het, om voor God te buig, en ek weet my lewe is skoon voor God. Die tweede laaste gedagte, vertrou bring hoop. Nie die menslike hoop nie, want die menslike hoop sê die woord, hy sal vervloek wees, wat op mense vertrou, wat die arm van 'n man sy krag maak. Maar werklik op God te vertrou, op die toekomstige uitkoms. Weet u en ek wat vir volgende jaar vir ons inhou? Nie een van ons kan sê ons weet nie. Maar om God te vertrou wat weet wat voor lê. Om hom vas te kan hou. Al weet hy, hierdie volk gaan in ballingskap gaan, is daar nog steeds 'n boodskap van hoop vir hulle. En hulle vertrou op daardie toekomstige uitkoms. Ons sal terugkom na Jerusalem toe. En weet ons dat daardie man Zerubabel
met daardie eerste groep mense teruggekom het, 40.000 van hulle op die ou einde van die dag teruggekom het daar na Jerusalem toe, saam met Nehemia die mure gebou het. Daar was hoop. Ons kan die mure gaan herstel, al het daar die mure platgeval. Ons kan op God vertrou wat vir ons hierdie mure sal help bou. Dit beteken, wanneer daar die hitte kom, dat ek nie sal vrees nie. Psalm 22 vers 10 en 11, ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het, aan my moeders bors. Aan U het ek oorgegee van geboorte af. Daardie oorgee is om te vertrou. God te vertrou met my lewe. Maar as ek nie op God vertrou nie, dan sê die woord, en dit wat ons gelees het, sal hulle teleurgesteld wees. Job 6 vers 20, hulle het beskaamd gestaan in hulle vertroue. Dat ons nie beskaamd sal staan nie, maar dat ons kop kan oplig, en dan vir ons as kinders van die Here, so wonderlike hoop op hierdie toekomstige hoop wat hy gee, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, vir kind van die Here wat hierdie hoop het, Jesus gaan terugkom na hierdie aarde toe, dat ek myself sal reinig, soos wat hy rein is. Hoekom? Ek as bruid wil my voorberei vir die bruidegom. Daardie bruidegom het nooit geweet, wanneer gaan daardie bruidegom terugkom nie. Maar daar was 'n verwagting, hy gaan enige tyd terugkom, en as hy terugkom, moet my kleed skoon en rein wees. Hoe sê die woord van die Here in Efesiërs hoofstuk 5 vers 27? Onbevlek, onberispelik is my lewe so voor die Here. En dan die laaste is soos 'n span spek en 'n druiwetros wat aan daardie lood, aan daardie rank vasklou. So moet ek aan die Here vashou. Dis my enigste troos en lewe en dood, dat ek aan Jesus Christus behoort. Daardie vertrou ek is geanker, ek is vas in hom, soos wat ek reeds genoem het, Johannes 15 vers 4 en 5, bly in my, soos ek in julle. Soos wat daardie lood in daardie wynstok geanker is, dat ek in Christus geanker sal wees. Daardie span spek, as hy nie aan daardie rank vasklou nie, sal hy verlep en verdroog. Maar as hy daaraan vashou, dan dra hy heerlike vrug wat ons kan geniet. Liewe toehoorder, ek het vir u voorgehou wat hierdie woordjie vertrou ook beteken. 7 wonderlike betekenisse van sekuriteit, van hoop, van waarop ek kan steun, waarin my krag is, God se reddende regterhand, wat vir my die hoop gee, toekomstige hoop, maar ek moet in hom bly. Ek moet aan hom vashou, dan kan ek daardie ware vertroue in hom geniet. Daar was 'n verhaal vertel van Mark Ashton Smith, 33 jaar oud, hy's 'n lektor by Cambridge Universiteit. En hierdie man het op 'n kajak geroei naby die suide van Engeland, by 'n plekkie wat genoem word Isles of Wight. Daardie kajak van hom het omgeslaan, daardie yskoue water. Hy kon nie terugkom nie en hy reik uit na daardie selfoon van hom. En die eerste waaraan hy dink om te bel is sy pa. Hy bel sy pa wat Ellen Pym Smith is, wat Britse troepe besig is om op te lei in die omgewing van 5632 kilometer daarvan af. Maar daardie man, toe daardie oproep na hom toe deurkom, het hy dadelik die kuswag laat weet. En wonder bo wonder is daar toe 'n kuswag wat daar baie naby is, minder as 1,6 kilometer, in die ou terme minder as 'n myl.
En binne 12 minute is daar 'n helikopter om hom uit te pluk, op te tel, uit daardie omstandighede. Miskien is dit die omstandighede vandag. U kom nie terug op die kajak nie. Die omstandighede voel vir u hopeloos, sinneloos, nutteloos. Voel die lewe druk u miskien te veel. Miskien is dit hoe ons in die jaar gaan voel wat vir ons kom. Wanneer dinge dalk te veel vir ons wil begin raak, dan weet ons, daar's 'n hulplyn op wie ons kan vertrou. Hierdie woordjie vertrou. Dat God my sekuriteit is, soos daardie seun se pa vir hom 'n sekuriteit was, sodat hy gered kon word. Hy het geweet, sy pa sal enigiets in sy vermoë doen, om vir hom hulp te gee, sodat hy gered kan word. Die hulp is naby. Ons moet ons hand uitsteek na God. Hy bied vir ons hulp. Hy bied genade. As daar sonde in my lewe is, dat daar die sonde uitgewis sal word, sodat ek vrymoedigheid mag hê, om na hierdie kanaal te gryp van gebed. Hierdie kanaal van God se reddende regterhand, en sy hulp wat naby is. Vertrou op die Here. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons volkome vertroue in U kan stel, ten spyte van omstandighede. Baie keer druk omstandighede ons teen die grond vas, maar Here, dankie dat ons weet, ons vertroue hoef nie daardeur beïnvloed te word nie. Maar dat ons na U toe kan kom, dat ons hulp en ons raad by U kan kry, dat ons op U kan vertrou, soos die woord ook sê, dat ons weg aan U sal oorlaat. Dan sal U dit uitvoer. Here, ons sien miskien net tydelik hierdie omstandighede, maar ons weet nie van daardie toekomstige hulp wat U wil bied nie. Maak ons geestelike oë oop, dat ons nie geestelike donker oë sal hê wat verduister is nie, maar dat ons oë sal oop wees vir U genadehand wat wil uitreik na ons, selfs in tye wanneer daar benoudheid is. Wanneer dit voel asof die duisternis oor ons neersak, dan weet ons, Here, ons kan naby U bly, in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Daardie skaduwee in die nag, dat ons skuilplek daar mag vind. Verheerlik U self in ons lewe en leer ons om daagliks meer op U te vertrou. Amen.